Kan jy nou meer? 29ste Julie. Nou ja, die winter is bykans verby. Hierso by ons hier in Limpopo waar ek kuier vir die volgende 3 weke, moet ek vir jou sê, lyk my net nog nooit winter nie. Dit is baie lekker hier by die Eiland Spa. En ja, hier bedien ek ook en dan in die omgewing. En ek wil vir u sê, ek is opgewonde oor dit wat die Here vir jou instoor het. En juis in tye soos hierdie wat ons saam kuier, moet ons baie keer oor goed praat. Nou ja, eerstens wil ek net gou praat oor daai scammers wat geleidelik so infiltreer in ons netwerke in ons sosiale platforms en dan mense van duisende rande besteel. Nou ek wil hier uitnooi, ek wil dit weer eens sê, en ek sê dit al vir hoe lang, ek sal nie vir jou op enige platform invitation stuur, 'n friend request nie. Ek doen dit nie. En my platform op Facebook het 100 en bykans 108,000 followers en my ander blad, die Stefan Pieterse blad, het ook hier oor die, ek dink 15-20,000. So jy kan sommer duidelik sien, en dit is dieselfde ook met TikTok. TikTok het ek hier by die 40,000 followers. So daai wat 10 of 12 of 100, en daar's een op TikTok wat bykans 3,000 followers het met my gesig en met my naam. Dis nie ek nie. Ek sal nooit jou 'n geldskema voorstel nie. Ek sal ook nooit jou uitnooi om betrokke te raak by 'n sessie om net in te luister na 'n gesprek rondom 'n vinnige manier om geld te maak nie. Pas op, ek wil jou uitnooi, rapporteer en blok daai persone. Moet dit nie eers entertain nie, as die woord is wat ek kan gebruik. Sulke mense help ook nie jy bid vir hom nie, want dit is 'n hele netwerk. Jy moet sulke mense eenvoudig net rapporteer en blok. Is uit op mense wat vulnerable is, te roof van dit wat jy voor hard gewerk het. En dan wil ek ook sê, dankie vir jou, wat Pastoor Stef se bediening ook so ondersteun. Mag die Here jou ook ryklik seën daarvoor. Ook so ons gemeente in Kalien en vir elkeen wat daar ook in die laaste maand of 2 ons sommer net so ondersteun het om te kon doen wat ons gedoen het. Die Here seën u ryklik. Nou ja, vandag praat ek met jou oor 'n onderwerp wat ek dink nodig is om oor te gesels, om te deel met vrees. En mag die Here vandag by jou kom stil staan, jou omvou met sy krag en sterkte, jou die vrymoedigheid te gee om te kan heers. Mag hierdie ook 'n boodskap wees van openbaringskennis, 'n boodskap van deurbraak, dat jy van vrees na vrede toe sal beweeg. Here, baie dankie vir hierdie boetansisse wat saamkuier. Soos my gebed dat U hom en haar ryklik sal seën, is my gebed in Jesus se naam. Ons eer U. Here, dankie dat U ons gedra het tot hier, dat U oog op ons is, dat U ons nooit begewe en verlaat nie, en dat ons baie keer moet bely, dat ons dink U het nooit opgedag nie, U is laat, maar U is altyd betyds. Ek eer U vir hierdie huisgesin wat saam luister, en ek bid so vir hulle, vir hom en vir haar, vir hulle deurbraak oomblik, daai wonderwerk oomblik. Ek eer U, ek prys U vir genade en guns. Dankie vir die voorreg wat ons het, om so saam te kan kuier om U woord. Dis my gebed in Jesus se naam. Amen. Ek dink ons praat oor iets wat ons almal een of ander tyd in ons lewens beleef, en dis vrees. En ek glo jy sal met my saamstem en sê, Stef, ek moet dit oorwin. Want vrees kom stil en soms skreeu dit in ons binneste. En soms is daai stemmetjie wat net fluister tot jou en my. Dit kom in die nag, dit kom in onsekere tye, dit kom wanneer jy nie weet wat môre gaan bring.
Hier is ons aan die einde van 'n maand, Augustus lê voor, en Desember is ewe skielik besig om vir ons te loer, en jy het soveel bekommernis oor 'n kontrak wat gaan klaarmaak, 'n tender wat besig is om uitgewerk te word, en selfs kwotasies wat nie geantwoord word nie, afbetaling by die werk, probleme by die huis. Dit gaan dalk goed in jou besigheid, maar die oomblik as jy by die hek inry, voel dit vir jou of alles net begin. Die hel is los. Jou man is besig met 'n buiteegtelike verhouding, jou vrou is besig met 'n kollega by die werk, en julle praat hieroor, en julle het al mense gaan sien, maar dit voel of alles net te veel raak. Jou kinders is verslaaf, jou vrou is verslaaf, jou man is verslaaf, 'n familielid wat dood is, onverwagse siekte wat aan jou deur kom klop het, die besoeke aan hospitale en aan chemo, raak het al hoe meer, en hierdie vrees is besig om saam te pak. Jou kar kort 'n battery, nuwe bande, paaiement om te betaal, moet trek uit die huis uit. Ag, en ons kan dit so opnoem. Ek glo jy kry die prentjie. Maar ek wil vir jou vandag sê, dat vrees mag werklik voel. Maar dit is nie altyd die waarheid nie. 2 Timoteus 1 sê in vers 7, en jy moet baie mooi hoor wat ek vir jou gaan lees en wat ek vir jou gaan sê vandag. Want God het ons nie 'n gees van vrees gegee nie, maar van krag, liefde en selfbeheersing. So met ander woorde, as dit vrees bring, kom dit nie van God af nie. Wel, 2 Timoteus 1 sê dit so duidelik. Hy praat van, hy het ons nie 'n gees gegee van vrees nie. Dink 'n bietjie vir jouself aan hierdie seisoen van jou lewe. Hoeveel aandag het jy in jou lewe gegee aan vrees om op dit te fokus? Dalk in jou dag, wanneer jy by jouself is, dat jy bekommerd is. Ek het ook agtergekom dat baie dinge wat ek vrees, kom nooit oor my nie. So, hy gee ons 'n gees van krag, liefde en selfbeheersing. Jy sien, dit woed vrees uit ons lewens. Waar kom vrees vandaan? Wel, kom ons gaan terug en ons gaan daar na die begin toe in Genesis 3 vers 10, wat hy sê, ek het die stem gehoor, ek was bang. Die eerste keer wat daar gepraat word van vrees en vrees genoem word, is die oomblik net toe sonde plaasgevind het. Toe Adam en Eva wegbeweeg het. Vrees is soos 'n golf. Vrees het 'n manier dat dit jou gedagtes en jou hart en jou menswees en selfs jou ritme in jou dag beïnvloed. Jou uitkyk, jou toekoms, die nou oomblik. Vrees is gebore uit skeiding van God. En hoe verder mense van God af beweeg, hoe groter raak vrees ook in hulle lewens. Dit bring my om vir jou te sê, om naby aan God te wandel, by God te wees. Sy hart klop deur sy woord en die Heilige Gees, sy stem te kan luister, en nie uitpas is van dit wat God instoor het nie. En vandag sien ons dieselfde. As jy nou dink aan Adam en jy dink aan Eva, dan sien ons dit, hoe verder mans en vrouens van God af beweeg,
hoe groter raak die vrees. En Adam en Eva kruip weg. Sonde maak dat jy in vrees lewe. Sonde maak dat jy jou fokus verloor. Vrees maak dat jy nie die groter prentjie sien nie. Jy kyk net in hierdie vas. Vrees maak dat jy nie kan verbykyk nie. Vrees maak dat jy net hier is. Vrees is geneig om jou die hele tyd te wil laat leef in die verlede. En ons is baie keer geneig om na al die negatief te kyk. En ek wil jou herinner dat daar's baie meer positief in jou lewe as negatief. Kyk 'n bietjie terug ook. Dit wat jy gevrees het. Ek dink 99,9% van dit wat ons vrees kom nie en gebeur nie. Job 3 sê in vers 25, wat ek gevrees het oor my gekom. Sjoe. Vrees het 'n manier om hierdie gedagtes te vul. Vrees het 'n manier om jou geloof te steel. Vrees het 'n manier om jou toekoms te beïnvloed. Wat jy aanhoudend begin vrees, begin jy glo. Wat doen vrees aan jou as man? Wat doen vrees aan jou as vrou? Wat doen vrees aan jou besigheid, aan jou huwelik, aan jou menswees, aan jou gesin? Wel, vrees, eerstens wil ek vir jou sê, dit verlam jou. Dit laat jou twyfel. En vrees hou jou terug. Vrees maak dat dit verlam jou so, dat jy kan nie doelgerigte, kosbare, nugter besluite te neem nie. Dit verlam jou totaal. Jy verloor visie, jy verloor rigting. Jy raak passief. In die nou oomblik sit jy net en vrees. Dit laat jy twyfel. Want jy sien dat duisternis se werk is om jou te laat twyfel. Kyk 'n bietjie na jou besigheid, kyk na jou huwelik, kyk na jou gesondheid, kyk na jou kinders en sien hoe baie keer verlam jy jouself deur om te twyfel en in ongeloof te kan wees en hoe dit jou terughou. En baie keer is die neiging van mans en vrouens se stemme van dinge wil net nie verander nie. Ek het oor die naweek gepraat van vernuwing in jou gemoed. En hoe daar vernuwing moet plaasvind sonnagoggend, gaan kyk op pastoor Stef en gaan 'n bietjie terug na Sondag se boodskap toe en dit het soveel krag ingehou vir myself. Want ons kan so maklik ons drome begrawe, ons toekoms mis, omdat ons juis terughou en nie vorentoe beweeg nie, as gevolg van twyfel en vrees. En dit ons so saampak, dat ons deeltyd om die berg, in plaas van op die berg. En daar is mense wat vandag nie 'n stap vat nie, nie 'n besluit neem nie, nie in hulle roeping en in hulle die plan wat God vir jou en my instoor het, en loop nie. Nie omdat hulle nie kan nie, maar omdat jy bang is. Bang is want vrees kom en vrees sê, jy gaan misluk. En dan is die neiging dat jy altyd terugvat na die plekke toe in jou lewe waar jy misluk het, waar jy misgetrap het, waar jy dit verloor het. Jy gaan misluk. En dan kom hy nog en dan sê hy, maar jy is nie goed genoeg nie. Kyk na dit, dit en dit en dat. Hoor wat het sy en hy en dit en die en dat gesê.
En dan ook, wat gaan mense sê? Want dis wat vrees doen. En dis dalk waar jy nou is in jou lewe, om na al hierdie negatiewe stemme te luister. Maar God het 'n antwoord op vrees, vir jou op hierdie pragtige dag. Die wonderlik is, en ek eer God, dat hy ons nie daar los, in ons angs en vrees, en in ons doelloosheid nie, en moedeloosheid, en hopeloos en hulpeloosheid nie. Eerstens wil ek vir jou sê, God is met jou. En jy moet dit hoor, dat daar waar jy nou is, in jou besigheid, in jou huwelik, in jou gesondheid, in jou gesin, God is met jou. Jesaja 41 sê vers 10, moenie vrees nie, want ek is met jou. Die Here weet, dat die mens in sy sondige natuur, so maklik in die sintuiglike na alles om hulle kyk, en toelaat dat dit 'n effek sal hê op hulle besluite, en op hulle toekoms, en waar hulle gaan loop, en wat hulle gaan besluit. Die Here kom en hy sê, op 'n aand soos vandag, moenie vrees nie. Vandag kom die Here en hy sê, ek het nodig om vir jou te sê, wat nou luister. Dis die Here wat hier praat. Hy sê, moenie vrees nie. Ek is met jou. Let op, God sê nie, jy sal nooit vrees voel nie. En ons moet uit die Bybel uitkom om te dink dat ons nooit sal vrees nie. Dis juist hoe die duiwel weet, hy jou en my, maar jy moet kan opstaan en te kan heers. Hy sê nie, jy sal nooit vrees nie. Hy sê, moenie. Hy sê, Stef, moenie vrees nie. Kobus, moenie vrees nie. Johan, Ferdi, moenie vrees nie. Ek is met jou. Jy sien, die teenwoordigheid van God verander alles. En ek moet weet, as kind van God verteenwoordig ek ook God se koninkryk en verteenwoordig ek die drie-enige God in hierdie kant van die graf. En nou weet ek ook dat die oomblik wanneer jy en ek by daai plek aankom om te verstaan dat sy teenwoordigheid verander alles, beteken dit dat as ek God toelaat om met my te spreek deur sy woord en tot my te spreek deur die Heilige Gees en ook inspraak van mans en vrouens en sprekers en ook so na boodskappe, wil ek vandag vir jou sê, laat ek toe dat God se teenwoordigheid my oorplaas in om te beweeg, om nie te stagneer nie. En dit is God se teenwoordigheid wat jou omstandighede vandag kan verander. Nie 'n mooi preek nie, ek glo dat dit is 'n boodskap wat jy hoor, maar jy moet dit self toepas. Ek moet op 'n plek kan kom uit my passiewe plek van moedeloosheid tot oortuiging, om te sê, ek het God nou nodig in hierdie besluite. Ek dink ons neem baie keer besluit op ons eie, en dan kry God die skuld om die dinge nie uitwerk nie, selfs in die huwelike. Het jy haar van God af gebid, het jy hom van God af gebid, is dit God se plan? En ongelukkig, wil ek vandag vir jou sê, dat die teenwoordigheid van God verander alles. Buiten dat God met jou is, wil ek vandag vir jou sê, dis die antwoord op vrees, hy is met ons, en sy teenwoordigheid is eintlik vir my en jou die versekering, dat ons nooit alleen is nie. Ek is met jou. En dan ook daai antwoord op vrees, is dat God gee vrede. Het jy gesien hoe kou hulle naels, en hoe lyk hulle gesigte, hoe loop hulle, hoe praat hulle, hoe tree hulle op? Dit is wat vrees ontneem jou van 'n wonderlike lewe. Hoe gaan dit, vrot sleg dankie? Ag, so tussen die vloer en die politoer. Hy lyk soos die weerlig homself. Maar God bring vrede. Filippense sê, maar hy sê so in Filippense 4 vers 6, dat jy moet oor niks besorg wees nie. Moet oor niks besorg wees nie.
Gebed is nie net praat nie. Dit is 'n ruil. Jy gee jou vrees, God gee jou vrede. En die Bybel sê en vrede wat alle verstand te bowe gaan. Vrede wat alle verstand te bowe gaan. Want jy sien, vrede van God vat oorheers vrees. Ek moet daai vrede bid van God vandag. Ek moet dit in my lewe toelaat. Verder besef ek dat God eintlik deur dit ook vir my sê, Stef, ek veg vir jou. En ek wil net daar waar jy is, moet jy weet dat God by jou stilstaan as man en as vrou en sê dat ek is die een wat vir julle veg. Ek is die een wat vir julle intrek. Eksodus 14 vers 14 sê ek is die Here en ek sal vir julle stry. Sommige van ons is moeg, oorlaai, want ons wil al hierdie dingetjies self dra in ons lewens. Want ons probeer dit self dra, en God sê, los dit, ek wag vir jou. En ek dink dis waar jy ook moet kom, is om by God uit te kom, met daai vrees. Hoe oorwin ons vrees? Wel, nou raak dit prakties. En ek glo in hierdie sessie het soveel al vir jou uitgestaan. Wat ek al reeds gesê het, is so belangrik, spreek die woord van God, want jy sien in Romeine 10, so duidelik wanneer hy sê in vers 17, geloof kom deur die gehoor. As jy kan onthou wat ek gister oor gepraat het oor, om die krag van geloof. Geloof kom deur die gehoor. Wat jy hoor en sê, bou jou geloof, of dit bou jou vrees. Maar ek het die besluit, want hy sê geloof kom deur die gehoor. Vir wat hou jy jou ore oop? Nou moet jy jouself vandag afvra, is dit nie dalk hoekom? Skakel die negatief uit, knip daai naalstringetjies van vrees, wat al die invloede op jou as man en as vrou het. Jy weet wat jou negatief, jy weet wat is jou tripsweets. Maar nou nie sê, ek sê jou vrou is jou tripsweets, en jy moet dan nou intryp vir iemand anders te nie, nee. Wat jy hoor en sê, bou geloof, of dit bou vrees. Begin vandag in jou lewe sê, God is met my. Ek sal nie vrees nie, en kom by 'n plek en sê, ek vertrou U, Here. So eerstens spreek die woord, ken die woord, laat toe dat die woord jou beweeg, en vertrou op God. Want jy sien Psalm 56 sê so mooi in vers 4, wanneer ek bang is, vertrou ek op U. En vandag moet ek dit ook baie duidelik kan sê. Ek moet dit kan herken. En dit is die wonderlik met iemand wat 'n verslaafde is, die oomblik, as jy by plekke kom en herken, jy het hulp nodig, herken, ek het 'n probleem. Maar nie loop met 'n ding van, maar, te kan kom, om dit te kan herken. En te sê, Here, as dinge wat ek oor bang is, daar's dinge wat ek vrees, maar ek bely en ek gaan my fokus op U plaas. Wanneer ek bang is, vertrou ek op U. Dawid skryf dit. Hy sê nie, as ek bang is, hardloop ek weg na my vrees toe. Gesit in my hoekie. Ek het geleer, vrees laat jou stagneer, vrees laat jou net in 'n donkerder, dieper, elendige gat kwyn. Jy kwyn weg. Hy sê nie, ek is bang, hardloop weg van my. Hy sê, ek vertrou. Hy sê, ek vertrou op U, Psalm 56 vers 4. En nou Prediker 4,
vers 9 en 10, gaan lees dit in jou eie tyd. Hy sê daarso, ons het mekaar nodig. Praat met iemand, bid saam, en staan saam. Iets wat ek geleer het, oor die jare, wanneer ek praat met mense, en juis oor hierdie onderwerp, en by plekke gaan optree, is dit so altyd belangrik om vir 'n man en 'n vrou te sê, en selfs in my spreekkamer, as jy bang voel, moenie gaan sit nie, stap net. Moet net nie ingee nie. 2 Korintiërs 5, vers 7 sê, ons wandel deur die geloof. Ons wandel deur die geloof. Moed beteken nie, jy is nie bang nie. Dit beteken jy beweeg ten spyte van vrees, ten spyte van stemme, ten spyte wat aangaan tans. Hou goeie moed, moenie terugkyk nie, stap. Ek wil verder gaan om vir jou te sê dat God genees diep vrese. En daar is vandag mans en vrouens wat met 'n vrees loop van verwerping, vrees vir die toekoms, vrees vir verlies, vrees van mislukking. En die duiwel weet waar hy vir Stef kan pootjie. Bring my by 1 Johannes 4, wat so mooi is in vers 18, wat hy sê, volmaakte liefde, dryf die vrees uit. Volmaakte liefde, dryf die vrees uit. So waar God se liefde inkom, moet vrees uitgaan. Vrees kan nie in die liefde, hoor wat hy sê, volmaakte liefde, ja, en hierdie is die resep, dat hy koek wat uit die oondheid kom, nie platval, hierdie is die resep van deurbraak, hierdie is die resep van oorwinning. Volmaakte liefde, dryf die vrees uit, 1 Johannes 4:18. Waar liefde inkom, kan vrees nie staan nie. Psalm 23 sê in vers 4, al gaan ek deur 'n dal van doodskaduwee, ek sal geen onheil vrees nie. Let wel, ja, ons gaan deur 'n dal, ja, ons gaan deur dinge, maar jy hoef nie daar te bly nie, jy hoef nie daar te gaan sit nie. Ek sal, en ek wil hê jy moet dalk by daai plek kom, om dit hardop te sê, ek sal nie deur vrees beheer word nie. God is met jou. Hy veg vir jou. En ek vandag kies geloof bo vrees. Die wonder van geloof, die krag van geloof wat ek van gepraat het van gisteraand, is hierdie uitvloeisel om hierin in oorwinning te stap en in deurbraak te beweeg. Vrees sê, wat as dit verkeerd loop? Geloof sê, wat as God vir my deurkom? En ek glo dit is wat jy moet hoor. God sal vir jou deurkom. Hierdie aand, hierdie einde van die maand, hierdie nuwe maand, hierdie nuwe seisoen. Maak dit joune. Vat dit en proklameer dit. Here, dankie dat ek saam met hierdie Boeta en Sissa 'n bietjie kon gekuier het. Dankie dat ons maar net kon hoor wat U vir ons sê. Dankie dat hierdie woord soveel impak vandag in my eie lewe gemaak het. Dat ek vandag kon hoor van vrees na vrede, van bitter na beter, van die diep gat om uit dit uit te stap en van sonde weg te beweeg en U skrif te proklameer, U wil te ontdek en te fokus op U. Here, dankie vir hierdie Boeta.
en hierdie sissa wat luister, seën hom en haar, dat hy en sy sal ontvang krag om in oorwinning te stap, krag om nie toe te laat dat die vrese oorheers. Here, dankie dat ons hierdie boodskap kan hoor, en ons lê elke vrees, elke bekommernis, wat van ons soveel geroof en gesteel het, by u voete neer. Dankie weer eens, Here, vir 'n oomblik soos hierdie, wat ons net kon hoor, kon ervaar, wat u vir ons sê. So bid ek vir jou, God se guns, sy seën, sy krag en heerlikheid, in Jesus se naam. Amen. Baie blessings, vir my lekker gewees om hierdie Woensdag so saam met jou te kuier en vat dit, stap in dit, leef dit, proklameer dit, glo dit, sien die goedheid van God. Kyk verby die Goliats, kyk verby die storms en sien Jesus. My Pastor Stef, so lekker, so bevoorreg, nederig, dankbaar, dat ek saam met jou kon kuier en met jou hierdie kosbare boodskap vandag mee te kon deel. Goedheid en guns. God bless.